Goeiemôre, dis dan 12 Augustus 2026, lesing 87 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Nou, ons het baie diep dinge nou te wete gekom, en ek het ook plagtes gehoor dat die goed baie moeilik is om te verstaan. Dit is so. Dis baie moeilik om jou eers te ontkerk. Want as jy jouself nie geontkerk het nie, kan jy hierdie lewenswaarhede nie inneem nie. So, die beste is om alles wat jy geleer het in die kerk, net te sê ek vergeet dit. En ek leer nou weer van vooraf. Want die kerk het so groot invloed op ons denkpatroon gehad, veral mense wat lang daar was. En in verskillende kerke was, en elke keer dan dink jy, hier is nou die regte een. Dan kom jy agter, maar dis net 'n ander variëteit van die leer. Hier is ons seker dat ons nie Dirk van Vuren se evangelie het nie, dogter van Sion se evangelie nie. Hierdie is die evangelie van Yeshua. En dis hoekom dit uniek is en anders is. En as jy hom bid, verlig en verstaan, sal hy dit vir jou gee. So seker is wat ek hier sit, want sy evangelie is nie moeilik nie. As jy soos 'n kind glo, dan sal jy die koninkryk beerwe. Die koninkryk is sy evangelie. Dis die koninkryk in jou. Gister kyk ek weer na een van hierdie Baalpriesters. Waar is die koninkryk? Almal vra, waar is die koninkryk? Eenvoudig, die koninkryk is in jou. Dis al, is in jou hart. Elkeen het die koninkryk in hom. En as ons bid, laat u koninkryk kom op die hemele en op aarde, dan is ons besig om te bid vir die koninkryk in ons. Dis al. Dat jy in die geestelike sweer van tydloosheid, materieloosheid en ruimteloosheid kan ingaan, waar ons nou al voor die deur staan, soos nog nie daar nie, maar ons wil baie graag ingaan in daardie ryk. Dis die koninkryk, wat meeste mense eers ingaan wanneer hulle sterf. Ek praat van gelowige mense. So ons gaan nou verder, Sirenius verstaan ook nie alles nie. So nou vra hy, Joshua het die vorige lesing gevra, is daar nog iemand wat iets te vra het? Sirenius se twyfel oor die aardse orde van sielsontwikkeling. Hoofstuk 160. Sirenius sê, Meester, u enig wyse en regverdige. Hierdie geskiedenis is vir my nou volkome duidelik, want ek sien in die ontstaan en die ontwikkeling van die natuur, hierdie van u uitgaande waarlik goddelike kunswerk. Ek sien die ewige orde, ek sien ook dat binne so orde, vir u alleen alle dinge moontlik is. Maar by dit alles bly een ding vir my regtig bietjie duister. En ek kan nadink soos ek wil, dit wil vir my tog nie helderder en duideliker word nie. Ek begryp naamlik nog steeds nie waarom ons menslike siel, voor sy oorgaan in die volledige, intelligente menslike vorm, heeltemal verdeel in 1000x1000 plante, ja selfs in minerale en in meer as die dubbele aantal diere moet bestaan nie. Sy moet dus, voor sy 'n volmaakte mensesiel word, eers uit die gesteente, en wie weet waaruit nog meer, deur weerlig in 'n sekere mate na buite gebrand, en deur reën vervolgens na buite gedryf word. Daarna gaan hierdie sielsverhuisings en sielsversamelingsgeskiedenis baie traag en langsaam deur die hele plante en dierewêreld heen. En ten slotte val die aankomende sterk mensesiel nog die eer te beurt om in minstens 20 osse gedood en geslag te word, en ook nog in sê maar 100 skape, kalwers en donkies. Dit noem ons Romeine 'n harde leer. Is Elohim God dan nie in staat om dadelik 'n volmaakte mensesiel te skep en dit dan met vlees en bloed te beklee nie? Waarom moet dit so stadig gaan? Kyk eers na Raphael, dis nou die engel wat daar by hulle is. Wat kom hy kort vir 'n volmaakte lewe? Ons saamgeraapte siele, wat stel ons voor vergeleke met hom?
het hy in sy pinkie nie meer mag en wysheid as ons in ons hele liggaam, wat uit legioene saamgestel is nie. Ek sou die ondergang van 1000 legioene van die mees beproefde krygers nie graag wou sien nie. In 'n oogwink sou hy hulle almal tot stof vermorsel. Dit noem ek eers 'n bekroning van die lewe. As U aan hom hierdie mag kon gee, waarom dan nie aan 'n mens se siel nie? Of het sy gees ook as siel eers so 'n verskriklike tog moes maak, deur wie weet hoe ontelbaar vele fases. Daar, o meester, bevind ek my in die duister. Gee ook daar die regte lig, dan sal ek U sekerlik nie verder met so 'n dom vraag lastig val nie. In Moses staan byvoorbeeld, en Jahwe Elohim maak die mens uit 'n klont aarde of grond, en hy blaas die lewende asem in sy neus, en so word die mens 'n lewende siel. As mens letterlik sou mag aanneem wat daar staan, sou U as Elohim volgens hierdie weliswaar baie duistere woorde die mens tog wel 'n reeds volmaakte siel deur die neusgate ingeblaas het, en die hele mens sou dan na U gelykenis 'n volmaakte siel geword het, maar die een is al net so onverstaanbaar as die ander. Daarom vra ek U namens ons almal, ook al is dit maar heel beskeie, om enige opheldering te gee. Nou antwoord Joshua hom, ja, beste vriend Sireneus, as jou geheue jou af en toe reeds op bepaalde punte in die steek begin laat, kan ek niks daaraan doen nie, want wat jy nou sou wou weet, het ek julle lankal heel uitvoerig uitgelê. Jy het dit maar net vergeet. Ek sal jou geheue bietjie verfris, dan sal alles vir jou wel duidelik word. Nou sê Sireneus, ja, meester, U het altyd gelyk, ek weet dit nou alweer. Op hierdie berg en in hierdie nag is alles haarfyn aan ons uitgelê, toe ons almal deur die magiese lig van die ligbol in die wording van alles, en selfs die uitstroming van U gedagtes en idees, hulle oneindige verskeidenheid, en selfs ons hoogs eie gedagtes, in die vorm van vurige tonge en tongetjies, voor ons gesien sweef het. Ja, dit alles het ons nie slegs reeds gehoor nie, maar ook duidelik gesien. Dit is maar net normaal vir die mens, ons almal is so, ons hoor goed, maar ons vergeet dit weer. Dis nou maar wat hier met hom gebeur het. Nou, Sireneus kritiseer Moses se skepingsgeskiedenis. Hoofstuk 1:6:1. Nou praat Sireneus verder, maar aan Moses raak ek nie teenstaande alles nie werklik gewoond nie. Daar moet baie in verborge lê, wat buitengewoon groot en waar is. Maar wie buiten U begryp sy geskrifte? Veral sy skepingsgeskiedenis is baie duister. Nou hierdie is 'n groot probleem vir baie mense. Daar staan byvoorbeeld op een plek, laat ons na ons beeld mense maak, wat sal heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die vee en oor die hele aarde en oor die gediertes wat op die aarde kruip. Dit staan in Genesis 1 vers 26 tot 27. En Elohim skep die mens na sy beeld. Na Elohim se beeld skep hy hom, en hy skep 'n man en 'n vrou. En Elohim seën hulle en spreek tot hulle, wees vrugbaar en vermeerder julleself, en vul die aarde en onderwerp haar aan julle, en heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere wat op die aarde kruip. En Elohim spreek, kyk, ek het julle allerlei kruie en plante gegee, wat hulle op die hele aarde saai, en allerlei vrugbare bome, wat hulle self saai, om julle te voed. En al die gediertes en alle voëls in die lug, en al die kruipende diere wat leef op aarde, om allerlei groenigheid te eet. En so geskied dit. En Elohim sien alles wat hy gemaak het, en kyk, dit was alles baie goed. En uit die aand en die môre ontstaan die 6de dag. Met hierdie tekste sou mens die skepingsgeskiedenis nou as afgehandel moet beskou. Maar dit is in die verste verte nie so nie. Verder aan,
Nadat Jahwe Elohim sy skepping oral bekyk het en alles baie goed vind, laat Moses weer deur Elohim die eerste mens uit leem of uit 'n klont grond, wat ons nou weet is die Adama in Hebreëus, die Adamietse aarde, en hom deur die neus 'n siel inasem, en die mens sou nou heeltemal gereed wees. Slegs blyk dit dat Elohim vergeet het, dat die man ook 'n vrou nodig gehad het. Uit die voorafgaande tekste staan weliswaar, Elohim skep 'n man en 'n vrou, maar hier verder aan laat Moses Adam lank alleen wees, en laat eers dan deur Elohim tydens 'n diepe slaap, die eerste vrou uit sy rib skep of maak. Wel, wie dit verstandig en sinvol kan verbind, verstaan beslis meer as ek. Volgens die eerste tekste laat Elohim Adam en Eva dadelik weet dat hulle sou heers oor die hele aarde en al haar skepsels. Hy seën hulle dadelik, want daar staan en Elohim seën hulle. En so moes hy tevore reeds die aarde en al haar skepsels geseën het. Want daar staan ook geskryf dat Elohim self alles baie goed gevind het wat hy geskaap het. En wat Elohim self baie goed vind, kan tog onmoontlik anders as reeds deur die allerhoogste welgevalle van Elohim ook baie geseënd wees. So lyk in die eerste tekste die hele aarde en die eerste mensepaar in hoë mate geseën. Maar in die latere tekste sien alles skielik anders daaruit. Die aarde het slegs een bewoonbare tuin, wat weliswaar behoorlik groot moes wees, want in die middel daarvan ontspring dadelik 4 van die grootste riviere van Asië. Daar word die eerste man slegs uit leem deur Elohim gemaak, en 'n lewende siel word daarna deur die neusgate ingeblaas. Hy sien die bome en kruie en plante, die visse in die see, die voëls in die lug, en al die diere wat op aarde rondkruip en loop, en hy gee name daarin. Maar die insekte, vliee, bye, wespe, perebye, skoenlappers en nog 'n aantal klein lugbewoners, wat mens tog nie kruipende diere kan noem nie, het Moses heeltemal vergeet. Net soos die ontelbare bewoners van die see, die visse nie ingereken nie. Want sowel in die lug as onder die hemel praat hy maar net voëls, en in die see slegs maar van visse. Dit is ook iets wat eienaardig. Maar laat ons dit nog oorsien, want mens kan onder die begrip voel ten slotte tog wel alles wat die lug bewoon, in die mees algemene sin verstaan, en onder die begrip vis, alle diere wat in die water lewe. Maar of Moses die begrippe wat hy gebruik ook so ruim bedoel het, soos dit vir 'n regte begrip nodig is, sou ek in geen geval wou beweer nie. Laat dit wees soos wat dit wil, daaroor sou mens dit in elk geval nog wel eens kon word. Maar in die eerste tekste praat hy op die 6de skepingsdag deur Elohim dadelik na die uitroep van Elohim, laat ons mense skep na die beeld van Elohim, 'n man en 'n vrou skep, terwyl hy 'n aantal tekste verder aan die man al veel vroeër uit leem gevorm het, en die vrou nou baie later uit die rib van die man laat ontstaan, waarby die aarde baie minder geseënd lyk, daar heeltemal geen sprake is van die seëning van die eerste mensepaar nie. Hulle inteendeel op straf van dood en vervloeking van die aarde verbied word om van 'n bepaalde boom se vrugte eet, en die aarde in alle erns vervloek word na die oortreding van hierdie gebod, en nou slegs en dorings en distels sal dra, en daarbenewens dat die mens moet sterwe, en in die sweet van sy aanskyn sy brood moet verdien. Ja, daar is van die seën wat Moses in die eerste tekste vermeld, net soos van die daar eweneens vermelde groot tevredenheid oor die voltooide werke van Elohim, nie die geringste spoor meer te ontdek nie. Ja, baie goddelike vriend, dit is tog gewis 'n leer wat moeilik is om te verstaan, as mens daar nie met die beste wil nie iets daaruit wys word nie. Eerlik gesê, wie u o meester is
en wat U leer, glo ek meer as rotsvas. Maar laat my wat die taamlik warhoofdige Moses betref, liewer met rus. As dit vir U moontlik is om aan my enige uitleg daaroor te gee, dan sou dit vir my goed wees. Is dit voorlopig egter volgens die orde nie so maklik uitvoerbaar nie? Wel man, dan maak dit in elk geval vir my min of niks saak nie. Ek en ons almal het van U af 'n volmaakte lig, en ons kan daarom hierdie skynlig van Moses al liewer mis, of Moses af liewer mis. Want het ons aan 'n leer waarvan ons die oorspronklike waarheid nie kan verstaan nie. Net lees hom weer, wat het ons aan 'n leer waarvan ons die oorspronklike waarheid nie kan verstaan nie? Beter een onderrigtende woord wat verstaanbaar is, as 10.000 woorde wat niemand verstaan nie. Nou ja, dit is Sirenius absolute, kan maar amper sê, aardse beredenering, en ongelukkig het die meeste mense op die aarde vandag dieselfde begrip van Genesis 1, Genesis 2 en Genesis 3. Hulle verstaan dit nie. Baie wil dit nie verstaan nie, en dan word dit nie vir hulle geopen nie. Ons is nou so bevoorreg, sonder om die storie vooruit te loop, dat Vader ook deur hierdie profeet Jacob Lorber aan ons die boek gedikteer het, 3 boeke, Huishouding van Elohim, wat ook gratis beskikbaar is op ons internet, webwerf www.nuweopenbaring.co.za. En as 'n mens daai gedeeltes lees, die eerste gedeeltes, verstaan jy baie meer wat het in die tuin van Eden gebeur. Wat het alles aanleiding gegee tot die vloek wat Adam en Eva nie van Vader gekry het nie, maar wat hulle oor hulle self getrek het, deur hulle ongehoorsaamheid. En die eerste vraag van die ou was, hoekom moet 'n mens so 'n lang pad deur al die skepings gaan? Ons het dit al verduidelik, jou siel moet saamgestel wees van die hele kosmos, omdat jy eendag moontlik deur Vader gevra gaan word om 'n ding te skep wat in die kosmos is. Of dit 'n heelal is, 'n planeet, of 'n olifant of 'n muggie, maak nie saak nie. Jy gaan nie net kinders voortbring na jou beeld en gelykenis nie, jy gaan skepings voortbring. En daarom moet daai hele skepping in ons siel teenwoordig wees. Hoekom hy nie elkeen 'n volmaakte siel kon gee nie, is logies. Die val van die geeste wat plaasgevind het oneindige tye terug. Ons het dit al verduidelik, as ons 'n sandkorreltjie vat, en ons ken 1 miljoen jaar aan daai sandkorreltjie toe, en ons pak hierdie hele aarde en die hele see vol sandkorreltjies maal 1 miljoen jaar, dan kom ons nog nie by die tyd wat Lucifer gerebelleer het nie. En al daai geeste wat gerebelleer het, het hulle heerlikheid verloor. Hulle het die liefde afgesterf, en hulle het heeltemal liefdeloos geword. En toe moes Vader hierdie skepping, hierdie materiële skepping, wat 'n eindige skepping is nie 'n oneindige skepping nie. Alles sal eendag vergaan, behalwe die geestelike skepping. Moes hy daai skepping laat ontstaan, moes hy vir ons 'n liggaam gee, sodat ons hierdie doodgeworde siel weer kan lewe gee deur die liefde vir Vader en die liefde vir die naaste. Dis hoekom alles so skeef lyk, asof Elohim nie weet wat hy geskep het nie, en toe die volgende keer doen hy iets beters of anders. Dis nie so nie. Dis as gevolg van die val van die geeste, die oersonde teen Vader, wat hierdie hele skepping ontstaan het. En nou is die pad terug weer net soos die pad van die val. En Joshua het vir ons daardie pad voorgeloop. Hy het 'n mens se liggaam aangetrek, as ek dit so kan sê, en hy het opgestaan uit die dode, hy het daai liggaam verlewendig, ons noem dit verheerlik, en toe was hy 40 dae op aarde, as 'n bonatuurlike mens, sigbaar, en kon hy ook onsigbaar word as hy wou.
Hy kon sekere dinge doen wat die materie nie meer beheer oor hom gehad het nie. Die skrif is duidelik, hy het deur mure geloop. Hy het langs die Emmausgangers het nog geloop, hulle was alleen, die volgende oomblik staan hy langs hulle. Hy kon vis en brood saam met sy apostels eet, soos 'n gewone mens. Maar al hierdie dinge was die volgende stadium, waarin die mens gaan moet wees, om terug te kom na die oorspronklike skepping. En dit is waarvoor die 1000-jarige vrederyk nou voor ons lê. Dit is vir daardie tweede stadium, terug na die Vaderhuis, waar Vader 'n klomp van sy kinders, praat van 144.000, weer ouerpare gaan maak, vir hulle liggame gee waarin hulle kinders kan kry, en ek glo waarin hulle ook op 'n beperkte mate ook aan die skepping kan deelneem. En dan sal die aarde met miljarde mense gevul word vir daai 1000-jarige tydperk. En dan daarna, wat dan gebeur, weet ons nie heeltemal nie. Maar dit is dan weer eens die skepping wat net aangaan vanuit 'n baie makliker toestand vir die mens om terug te gaan na die Vaderhuis toe. Omdat die 1000 jaar vrede dit vir hulle vir ons almal voorberei het. Dis in kort waaroor dit gaan. So moenie vassteek by verstandskennis nie. En dit is hier waar hierdie verstandskennis van die mens tekort skiet, wat hulle grashalms gryp soos Zachariah Sitchin en sy klomp Anunnakis, en ons is gemaak deur engele wat in 'n ruimteskip hier verbygekom het van 'n ander planeet af, en al die nonsens wat hulle glo. En ongelukkig kan jy daai mense nie van daai geloof afvat nie. Hulle glo dit vas. Dit is nie so nie. Vader, Yahweh, Elohim, het ons geskep. En hy onderhou sy skepping, maar hy erken vanaf die eerste mens, Adam en Eva, almal se vrye wil. Dit was hulle vrye wil om van die verbode boom te eet. En daarom moes hulle dan ook daarvoor die gevolge daarvan eet. Nie net vir hulle nie, maar vir al hulle hele nageslag tot by ons.